Luisteraars, ons is dan vanmiddag in onderhoud met Dion Liebenberg hier van NAMO. En soos julle kan sien, sit ons ook hierso in die exercise studio van NAMO. Nou Dion, ons hoor dit is 'n familiebesigheid. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel van dit? Want familie sê altyd so bietjie meer van 'n besigheid. Dit is nie net sommer iets wat oornag opgeskiet het nie. Ons het in 2001 begin in Stilbaai en dit was destyds was dit my ouma gewees en my ma en my pa. Hulle het die ding saam begin. Ek was nog klein, ek was graad 1 toe gewees. Toe trek ons in dorp toe en ja, toe het hulle die familiebesigheid begin. My ouma is intussen in 2020 oorlede, maar ek het na skool het ek basies in die besigheid voltyds inbeweeg en ons is ook nou besig om my neefie op te lei ook as 'n terapeut vir die masserings. So die familiebesigheid groei ook in daai sin. En sommer 'n vraagie vir so 'n klein dogtertjie, het jy toe al belang gestel in die besigheid? Definitief. Ek vertel altyd vir die mense, of hulle vertel eintlik vir my, as hulle kom kuier en hulle het my geken van daai tyd af en hulle kom nou weer winkel toe en sê hulle nee, ek was so klein dogtertjie en dan het ek altyd gaan lavenderblommetjies pluk en dan vir almal lavenderblommetjies aangedra en ook in die sin dat ek belang gestel het in die kry en goed. So ek het gegaan in die tuin in as ek siek was en ek koop of pluk vir my die verskillende blaartjies en dan maak ek vir my tee en dis hoe ek half die krye ook leer ken het. So ek het definitief 'n passie vir dit. Amazing. So dit is regtig daai wat hulle sê, dis gevleg in jou in, né, van kleins af al. Nou as ek vir die vraag vra, wat bied NAMO, dan weet ek jy gaan seker besig om te hele middag. Om dit op te som, ons het die verskillende departemente. So hoe ek dit sien is, ons het aan die voorkant, het ons by die ingang het ons die reception. So dit is waar al die masserings en goed plaasvind. Ons het ook 'n konsultasiekamer en dit is waar hulle verskillende terapeute en goeders gebruik die kamer ook vir konsultasies, maar ons hoof fokus is eintlik die masserings wat ons doen. Ja. Meer spesifiek vir rugpyn en hoofpyn en daai tipe issues, meer as net vir die lekker kry van dit. Ja. Dan het ons ook 'n wholesale departement wat ons produkte maak en dan uitstuur aan ander winkels landwyd. En dan het ons die gesondheidswinkel met die juice bar ook. Ons het die juice bar in 2022 bygesit. Wat ons nou nie voorheen gehad het toe ons in 'n kleiner spasie was nie. En dan ja, natuurlik die oefenstudio hier aan die bokant ook. En ek dink min mense besef daardie woord wat jy gebruik het, wat julle produkte uitstuur van Stilbaai af, van hierdie NAMO af. Ja, ek dink dis spesiaal en ek kry dit elke nou en dan wat iemand my nou ken, dan loop hulle in Willowmore of hulle loop in Ladysmith of waar ook al en dan sê hulle, o nee, maar kyk hierso sien ons julle produkte op die rak, dan sit daar in 'n apteek of in 'n gesondheidswinkel en ons stuur oral, ons stuur, daar's selfs mense nou in Namibië wat dit verkoop, maar ek fokus maar, jy weet, die grootendeels is dit maar die mense in Suid-Afrika, apteke en gesondheidswinkels. Ja, nee, kyk, ek weet die familie oral wat vir my vra, ek moet hier vir hulle kom shop en dit dan vir hulle dan stuur. Jy praat hier van 'n woord van die spinal alignment en die muscular treatments. En hoe verskil dit dan van gewone fisio? Ek sien of ons amper as tussen 'n chiro en 'n physio, want soos die chiropractors hulle kom, dis meer soos jou ruk en pluk en dan is dit klaar. Physio natuurlik, hulle fokus weer baie spesifiek op die area wat die probleem is met die masserings en die oefeninge en goed daarmee. Ons probeer half die twee kombineer. So wat die NAMO behandeling so bekend maak is dat ons eintlik 4 verskillende goed vat en in een behandeling ingedruk het. So hulle doen die refleksologie op die voete, hulle doen die drukpunte oor die lyf, hulle doen die massering oor die lyf om net eers lekker die spiere op te warm en dan doen ons nog die spinal care gedeelte ook. En dit is waar die alignment inkom om al die werveltjies weer mooi op hulle plek te kry dat hulle nie op ietsie vasdruk of spanning veroorsaak ergens in die rug nie. Baie interessant. En Dion, daar is ook 'n masjien, as ek dit so kan noem. Onthou, ek sit hier as 'n onkundige, ek sit nou maar net hierso en vra vir die vraag. Wat toetse doen? Watse toetse is dit wat julle doen vir mense? Dit is 'n hulle noem dit 'n QMRA toets. Ek noem dit maar net 'n quantum toets om dit bietjie makliker te maak. So dit is iets wat ek self doen. Ek het die masjien laas jaar Julie gekry, so is nou net oor 'n jaar wat ek hom het. En dit is amazing. So jy doen, dis is 'n non-invasive toets, jy trek nie bloed of enigiets nie. Ja. En dit gebruik daai elektromagnetiese impulse om dan te toets wat die liggaam nodig het. So dit is, sê maar jy's moeg en jy kom nou winkel toe en ons
gee ook ietsie, maar dit het nou nie lekker gewerk nie, want mense weet nie altyd waar om te begin nie. Ja. Dit gaan ek nou beter kan vasstel om te sê, okay, jy's moeg, kom ons gaan kyk, is dit jou yster, is dit jou adrenals wat dalk burn-out het, Ja. is dit jou B-vitamiene, of dit is al daai goedjies lyk reg en dan weet ek, okay, dis veilig om nou net 'n kry te gee byvoorbeeld om bietjie energieke vlakke op te bring. Okay, as ek nou vanmiddag hier ingestap het en ek het nou regtig pê gevoel, hoe lank moet ek wag voordat jy so toets op my gaan doen? Is dit As ek moet nie ek 'n te bespreking besig doen? As ek nie te besig is, kan ek dit dadelik doen. Ons kyk gewoonlik net wanneer die kamer beskikbaar is, want soos ons het vir Lizelle wat die dieetkundige ook Ja. is, sy hier ook die kamer, so as sy nou in die kamer is, dan gaan ek nou nie kan nie, maar oor die algemeen sal ek nog op dieselfde dag 'n toets kan doen, andersins sê maar die volgende dag kan ons 'n afspraak maak en dis R250 en die konsultasie vat omtrent so 'n halfuur, Ja. maar die toetsie self is 3 minute. So dit is vinnig die toetsie en dan gaan ek nou net deur die resultate ook. Genade. So dis 'n konsultasie R250 en jy weet amper kan jy sê dadelik Eintlik jy wat- gaan nie deur die stres van bloeddruk of van wag nie. Ja nee, ek dink dit is baie gewild by julle hoor. So wat verkoop julle alles in die winkel? In die winkel, ons het die winkel baie uitgebrei. So in 2001 toe ons begin het, was daar amper nie 'n winkel gewees nie. Daar was 'n produkte afdeling, maar dit was, jy weet, bietjie die badsout wat ons gemaak het Ja. en bietjie tissue soutte en goed. Nou toe ek veral oorvat, toe ek die retail kant was baie meer my baby. Ja. En ons het nou so uitgebrei. Ons het soos die glutenvrye produkte, ons het baba produkte, ons het essensiale olies, ons het die supplements, so al die vitamiene, minerale, die krye, tees. Selfs nou soos regte sterling silwer juwele, ons het baie meer geskenke ook nou uitgebrei toe Ja. Matchbox toemaak wat so ikonies was. Toe het ons besluit daar's 'n definitiewe aanvraag in die mark om meer geskenke ook aan te hou en baie meer nou soos die eco kant van dit. So ietsie vir die kombuis, ietsie vir die badkamer, maar half met 'n natural spin op dit. Ja, ek het self gesien toe ons net nou ingestap het daar dat julle selfs klere begin aanhou. Ja, En dit voel nou lekker lap. Ek het so dit gevoel is aan ons dit. het die linne afdeling wat die Ja. 100% linne klere is en dan het ons die bamboe afdeling wat hulle maak soos 'n wiskous van die bamboe. Ja. Jy het nou gesê hoe jy klein begin het en ek onthou dit absoluut, maar ek onthou absoluut altyd die diens, né? Wat was altyd uitstaande by julle gewees. En wat is julle planne of jou planne dan nou verder vir uitbreiding, nog uitbreiding? Ons het eintlik groot planne in die sentrum want dit is ons gebou ook. So die mense wat nou so kom kuier sal sien daar's 'n groot grasperk gedeelte langs Namo en ons Ja. beplan om aan te bou daarso. Daaromtrent dit gaan dan uitverhuur word as kommersiële spasie ook vir stilbaaiers wat besighede wil begin, maar ons gaan ook dan 1 of 2 winkeltjies vir onsself ook hou wat Ja. ons graag amper 'n tweede perseel vir Namo wil gee wat ons dan baie meer van sê maar die geskenk huistipe goed uitskuif soontoe en dan die winkel dan meer fokus op net die gesondheidsgoed. Ja. En julle juice bar, jy sien altyd mense daar. As mens hier verbystap, staan daar altyd mense. Ja. So wat is jou gunsteling? Ek dink dit moet die melktertjie wees. Dit is ek juice hom gewoonlik nog bietjie op met ekstra proteïenpoeiers en goed, maar ja, ek is so groot fan van die kaneel wat in hom is. So dit is gevriesde piesang en oudmelk, so daar's niks wat ongesond is in hom nie, maar hy proe soos 'n lekker melktert. Nou ek dink as ons hier verby is met hierdie onderhoud, dan maak ek 'n draai daar. En ons weet ook, julle het ook hierdie aakligheid deurgegaan dat julle Facebook gehack is. Ja, dit was 'n baie hartseer saak geweest. Ons het amper 5000 mense op ons Facebookblad gehad en lank gesukkel met Facebook natuurlik en toe kon ons dit nie terugkry nie. So ons besluit toe maar om 'n nuwe blad te begin. So ons is nou net so oor die 300 mense op die nuwe blad en ons moedig mense aan om natuurlik te gaan like en volg op die blad Ja, ook want ja. ons sit baie keer seker lekker goed uit op dit en dan voel dit so half, jy weet, dit word nie eintlik gesien nie. So hoe meer mense op die Facebook is, dan kan mens sien van al die specials en nuwe produkte en goedjies wat ons aanvang hier by Namo. En as jy ons bietjie meer kan vertel, ek onthou toe ek die eerste keer by Namo ingestap het, was daar so 5 produk
wat amazing was. Het julle dit nog en werk dit nog steeds? Ja, dis een van ons, dis definitief die beste verkoper. Ek dink uit alles uit in die winkel. Ons noem dit die 5 Health Spice. Ja. So hy het kaneel in, hy het borrie in, hy het rooi peper in, bietjie naaltjies en gemmer ook. En daai 5 in 1, jy vat 'n plat tierlepoetjie elke dag en party mense sit dit in bietjie yoghurt, ander mense sit dit in water, maar solank jy hom inkry, hy werk amazing. So dit is vir sirkulasie, mense kry, jy weet as hulle hande so styf raak van die arthritis en goed, almal kom skiet vir my sulke sterretjies as hulle dit gebruik het en dit voel vir hulle losser. Dit boost die immuniteit, dit boost die metabolisme. Dit is jy kry soveel amazing voordele daarvan. En ek dink elke tweede mens wat by julle instap, praat van die woord stres, né? Of angs, paranoia, wat hulle ondergaan. Wat stel jy sommer voor vir dit? Dis definitief ietsie, ek dink soos inflammasie en stres is definitief die twee goed wat wêreldwyd eintlik nou 'n groot issue is vir meeste mense. En wat ek definitief veral 'n meer angstigheid gee, is 'n kry met die naam rhodiola. Dit is ietsie wat ek self al gebruik het. Ek het deur so 'n bietjie van 'n angstige tyd gegaan 'n paar jaar terug, wat ek amper nie eers kon werk nie en dit het net soos dit vat net daai verligting. Dit is soos dit maak mense skouers fisies ligter voel. So ek dink mense wat baie oorweldig voel, mense wat net soos hulle sukkel om te cope. Jy weet, dis baie keer like dis meer jou coping mechanism en dit ondersteun die adrenals, dit boost die mood, dit boost jou libido, dit is net selfs energievlakke wat dit eintlik help. So daai mense wat so sukkel met burn-out ook. Veral nou voor Desember wat almal prep vir die seisoen en dan nou soos na Desember ook as almal nou weer 'n rowwe maand gehad het om daai recovery te doen. En ons kan veral vir die vakansiegangers sê, jy weet wat nou besig is om 'n vakansie te beplan hier in Stilbaai. Ja, julle gaan lekker rus langs die see en alles, maar dit help nie net dat jy dink jou liggaam gaan rus nie. Kry iets van binnekant af as ek reg, om ook net te help in daai stress relief. Ek dink dit is 'n binne en buite ding en daar's soveel lifestyle goed ook. Soos ek dink dis ook mense so goed voel na Desember vakansie want hulle is buite op die strand en hulle stap en hulle, jy weet, hulle speel met die kinders en dit is baie keer daai liggaamlike kant saam met, jy weet, die binne wat mekaar komplementeer eintlik wat so belangrik is. En as jy nou in Nammo stap, nê, genade, daar is soveel produkte en soveel krye. Is daar 'n gunsteling vir jou wat uitstaan? Krye gewys, kankerbossie is eintlik 'n fantastiese produk. Dis 'n inheemse Suid-Afrikaanse kry en hy's vrek bitter. So ek dink as mense bietjie gevoelig is, sal ek dalk nou nie met die tee begin nie. Maar mens kry kapsules van hom, mens kry 'n tinktuur van hom en dit is ook so, dis een van daai dinge wat jy kan gebruik en hy help vir alles. Dit help ook vir stres, dit help vir jou suiker reguleer want hy's 'n lekker bitter een. Hy help vir mense met longe, met asma. Hy gee soos 'n baie lekker immune boost, so dis al 'n all-rounder en dit voel vir my soos na in die hart omdat dit eintlik hier groei sommer in Geelkrans Nature Reserve. Jy weet so mens of kan identifiseer met die kry omdat jy weet hy kom nou in die gerieflike pilletjie, maar hy groei eintlik hier in ons wêreld. En doen as daar nou vrae ontstaan, mense wat vir jou vrae wil vra, is jy beskikbaar op e-mail, op WhatsApp? Hoe kan hulle sommer net vir jou raad vra? Want ek sit hier en dan gaan 1000 vrae deur my kop wat ek wil vra. Jy wat ons in volgende onderhoude, jy weet ook nog gaan doen self in julle winkel ook. Hoe kan hulle jou aan die hande kry? Hulle is meer as welkom. Ek sal baie graag as hulle vragies het, kan hulle sommer deurstuur vir julle en ons kan dit dalk hanteer in 'n volgende onderhoud. Maar ek is ook meeste van die tyd by die winkel. So hulle kan my kom sien. As ek nie in die winkel self is nie, kan hulle net laat die dames my roep of hulle kan my WhatsApp of e-mail. Ek is baie oop en ek hou van as ek vrae kry. Dit is amper vir my die lekkerste as ek 'n vraag of 'n probleem kry, dan hoe om dit te hanteer. Is vir my altyd 'n lekker challenge. Nou daar sê luisteraars, julle het dan nou gehoor wat sê Dion Liebenberg en sy is hierso by Nammo en jy gaan raad kry en jy gaan goeie raad kry en jy gaan uitstap met 'n kry hier en 'n kry daar, maar jy gaan vir jouself kom kry by 'n plek waar jy gesonder is. Dion, baie dankie vir die onderhoud.